Hey Reinhard, ek hoop het gaan Mi- goed. Middag oom, hoe gaan dit met oom? Rank met jou. Ook goed, dankie. Dis mooi. Ek wag net gou vir my skerm om te share. Hy wil nou ewe skielik nie werk nie. Dis perfek oom, dit gaan te worry. Ehm jy kan intussen vir my sê presies waaroor jy skryf of watse gedeeltes jy dalk soos wat jy deurgegaan het al deur die werk wat dalk moeilik is of nie lekker sin Oom, maak. so ek gaan nou my volle afbakening uithaal, maar waaroor ons al skryf is die waarskynlikheid en so dit is waarskynlikheid van die nuwe jaar se matriekse werk en laasjaar se werk en statistiek nie statistiek nie, jammer, dis wat ons nou mee besig is en finansies. Okay, ek het net gehoor die wat se naam? Ehm die gedeelte van hierdie jaar se uh, waarskynlikheid, het jy dit al klaar gedoen? Ja oom, daai van Hoe ver het jy al gekom met dit? Ons het gekom tot by wat mens daai Uh uitroepteken hy wys gebruik jy praat, maar ek hoor niks nie. kan oor Wag, my hoor. Hallo. yes, nou kan ek hoor, ja? Ekskuus, my mikrofoon maak so 'n bietjie. Sê my net as oom my nie kan hoor nie, dan sal ek net op my foon gaan in Okay. plaas van my rekenaar. Maar ek gaan nou, maar ons het daai gedoen waar mense die uitroepteken met gebruik en um Yes. ja, Maar so het julle ja, daai fakulteitstorie. Maar ja ja. het julle al die verskillende opsies gekyk en goeters of het julle nou eers begin met dit? Oom, ons het gister eers begin met dit, maar O, ek skryf nou daaroor. So ek verstaan eintlik nie hoe hulle wil hê ons moet maak nie. So al wat onder die werk ingesluit is die telbeginsel en dan is dit die nuwe werk wat ons leer is rangskikkings met vereistes um teenoor hulle posisie. Daai van die uh uitroep van die ja, daai en dan yes. soos die hersiening van laas jaar se werk. En dan begin ons Okay. eers volgende week, die 11de Augustus met die res van die werk. Maar dis hoekom ek nie mooi verstaan hoe hulle verwag ons moet nou môre 'n toets skryf daaroor as ons nie eintlik um Ja. Nee, julle het dan eintlik al julle is nou net in half van die begin met daai fakulteitstorie. ja, So daar is nog baie meer wat julle dan nog moet doen. Maar julle het daarom ten minste al begin. ja. Oom. Okay. En Yes? by statistiek is dit ook ag het ek net gesê statistiek, ja. Ja. Jammer, ons het finansies ook al gedoen en dit was darm baie maklik geweest. So Okay. So okay, nee, doodreg. So jy kan nou vir my sê op wat wil jy nou heel eers te fokus? um oom, ek het nou verkeerd vir oom gelees. Ek is jammer. Nou maak al sin. Ons skryf nie oor waarskynlikheid nie. Ons skryf oor statistiek. Jammer. O, Dankie okay. tog. Okay, baie dankie. So ons skryf oor finansies en statistiek. Jammer. Okay, finansies is eintlik vraestel 1 en statistiek is eintlik vraestel 2. So is interessant dat jy nou oor al twee gelyk skryf, maar dis dalk goed. Dan Dis ja, hulle probeer so laat ons die nuwe werk voor die rekordeksamen net bietjie een yes. keer oorgeskryf het. Okay, so die finansies, het jy vra daarso, jy sê jy's reg met Oom, dit dit of is maklik. Ek is klaar geleer met die finansies. Dis net die okay. statistiek wat ek nog vanmiddag moet leer. Okay, so moet ons nou na statistiek kyk. Asseblief. Okay, so die statistiek is regtig van al die wiskunde van graad 10 tot matriek is jou statistiek veronderstel om die maklikste te wees van alles, vraestel 1 en vraestel 2. So, hulle gaan vir jou of 'n tabel gee met x, y en dan waardetjies en dit stel nou iets voor. Ek sê Dit maar stel, net ek kan nie oom se oh, skerm jy kan sien nie nie as skerm sien oom nie. Maar ja. dan ek gou vanaand kyk. Jy kan seker nou sien. Ja, nou kan ek. So jy gaan so iets skryf en miskien gee hulle nog vir jou 'n scatterplot, 'n verspreidingsdiagram ook. 'n Verspreidingsgrafiek. Maar dit gaan nou goeders wees miskien soos iemand se wiskundepunte teen sy wetenskappunte of dalk die lengte van tennisspelers teen die spoed wat hulle dien of dalk uh hoe ver iemand bly en hoe
hoe laat hy, hoeveel minute hy laat is by die skool, of enigiets kan hulle vir jou gee. En kyk, natuurlik moet jy nog steeds graad 11 se statistiek ken. Maar dan wat nou graad 12 se statistiek spesifiek is nou hierdie gaan nou oor hierdie goeters. Dan gaan hulle vir jou vra, is daar 'n verhouding? Kan ons sê daar's 'n verwantskap tussen X en Y? Dan gaan jy dit in jou sakrekenaar intik. Dis eintlik al wat jou sakrekenaar gaan doen. En al wat ons nou doen is ons stel belang, so eintlik is hier so eintlik sulke punte. Sê maar hierdie is stel nou X voor. Ja, en so is eintlik sê maar sulke punte. En ons soek die kleinste kwadrate regressielyn. So dis 'n reguit lyn, y is gelyk aan mx plus c, maar in plaas van om te sê y is gelyk aan mx plus c, sê ons A y, plus bx. yes, a plus bx. Maar kan jy sien, die m is nou maar net b en die c is nou maar net a. Jesu. En daai a en daai b waarde kry jy net so op jou sakrekenaar. Ja. En dan En is die daar, R. Ja. yes, die r is die korrelasie koëffisiënt, so dit sê net vir jou hoe goed is iets. Nou, die R, hoe nader R aan 1 is, dan is hy mos nou sterk. Sê maar hy's nader, baie nader aan positief 1. As hy sterk positief. So dan beteken dit al die punte lê sê maar so ietsie. En natuurlik as R nou min of meer negatief 1 is, as hy net sterk negatief. Want al die punte lê sê maar so ietsie. So jy sal sien, die enigste insig vra is hulle gaan dan vir jou sê, kan jy interpoleer, of kom ek sê eers so, interpolasie is presies wat die woord sê, so sê my soos al jou datapunte, en hier binnekant, sê my, kom ons vat, hierso was die x waardes, kom sê maar 10, 15, 16, 18, 22 en 25 byvoorbeeld. So sê hulle vra vir jou, wat skat jy sal as x 17 is? Dan kan ons sê wel, ek is besig om te interpoleer. So as ek 17 is, dan kan ek daai waarde dalk vertrou, want dalk is jou R baie goed, en dan sê jy kan dit vertrou. Sê maar hulle vra vir 26, dan sê jy, o ja, hy is eintlik buitekant my data, maar dis nie te ver buite nie, so ek ekstrapoleer, maar nie te ver nie. Maar as dit nou te ver is, dan kan die kans wees dat jy foute gaan maak met Maar kan jy dit nie by die formule gaan invervang nie? Daarso by die y is gelyk aan a plus bx. Yes, jy moet juist daarin vervang, maar kyk, hier's my punt wat ek wil maak. Kom ons sê hierdie stel die ouderdom voor. Die ouderdom van jou average, jy sê maar nou by Wimbledon het hulle al die ouderdomme gevat van die juniors tot die seniors. En hierdie stel die diensspoed voor. En toe sien hulle, maar hulle het net data van die juniortjies, en sê maar daar was een ouetjie wat 15 was, en uiteindelik die oudste persoon daarso was, kom ons sê maar 40. En hierso is 20, en dan 25, 30, 35. En dan die spoed, sê maar 230 is die maksimum daarso, en dan 210 byvoorbeeld, hierso, en so gaan dan, die kry die idee. Hierso is 180, 160, 150, 140. So toe het hulle nou gesien, die data lyk as volg byvoorbeeld. Die data lyk so. Byvoorbeeld iets soos dit. Nou sien mens, okay, dit lyk op die oog af, dat hoe ouer jy is, hoe harder dien jy. Of dit is wat die statistiek byvoorbeeld gewys het. Dan vra hulle vir jou, so dan kry jy hierdie vergelyking. Jy gaan kry hierdie y-kappie is a plus bx. So as hulle nou vir jou vra, wat verwag jy gaan iemand wat 33 jaar oud is? Wat verwag jy gaan hy dien? Hoe hard behoort dit te dien? Dan kan jy mos net gaan aflees. Ja. Of jy gaan stel dit net in die vergelyking in. Of hulle vra dit andersom. Hulle sê, hier is iemand wat 200 km/h gedien het. Hoe oud dink jy is die persoon? Dan stel jy ook in daai vergelyking in. Jy's reg. Okay. Maar dit is 'n interpolasie. Wat nie verkeerd is nie. Ons kan interpoleer, en as jou R mooi naby aan 1 is of redelik goed is, dan kan ons sê yes, ons kan daardie waarde vertrou. Maar sê net maar hulle vra vir jou vir 41.
'n persoon wat 41 jaar oud is. Wat verwag jy wat gaan hy dien? Dan is die antwoord dit is ekstrapoleer, maar dis nie ver geëkstrapoleer nie. So ons verwag net tot by 40 het ons die data, maar 41 is nie te ver weg nie. So ons verwag dit gaan nog steeds dieselfde lyn wees. So jy kan dit nog steeds sê maar aanvaar. Jy kan dit nog steeds vertrou. Die probleem kom egter in hierdie is net lineêr. So ons dink, volgens ons skets, sê ons maar hierdie lyn gaan aan vir ewig. Hy gaan so aan vir ewig. So nou as hulle vir jou vra, okay, wat verwag jy gaan 'n man van 90, hoe vinnig gaan hy dien? Dan sê okay, volgens die wiskunde gaan hy hierso so teen 1200 km/h moet dien. Ja. Jy verstaan my punt. Ja, ek verstaan wat jy bedoel. Dan is die antwoord, wel, jou R is nog steeds goed. Jou R is nog steeds goed. Kom ons sê jou R was bitter naby aan 1, so 0,98. So jy kan nie net volgens dit gaan nie. Want as jy net volgens dit gaan, dan gaan jy sê, o ja, maar hierdie lyn se vergelyking is waar. Maar die probleem is ons het te ver geëkstrapoleer. Want dalk maak hierdie data eintlik switchie. Dalk hierso so begin die data eintlik afneem tot hierso so. So eintlik volg hierdie 'n tipiese paraboliese ding, maar ons het nou ons het net na die begin gekyk en vir die begin het ons gesê as ons net daai data het, dan sê ons oor dit lyk vir ons lineêr. En lineêr is net 'n reguit lyn. Maar dit is nie eintlik dalk lineêr nie. So mense moet net mooi lees wat hulle vra. Maar dit is dan al hoe hulle half kan vra. Okay, so dit is eintlik baie eenvoudig. Dis reg. Nou, jy moet net ek wil sê jou logika gebruik met hierdie vraag. So hulle kan dit nie sommer baie moeilik vra nie. Okay. So yes. As ek dan kan vra, so dan is daar nie regtig enige soos moeilike goed by dit nie. En môre se toets is net nogal 'n klein toets. Dis net 50 punte. So is daar enige kans wat ons dalk na 'n bietjie terug kan kyk? Okay. Vandag. Jy kan vir my sê ja. Wat se terug wil jy na kyk? Die nie die grafieke nie. Die daar vraag 1 waar hulle begin met daai van as hy soveel grade is, dan is dit gelyk aan T en dan is hierdie oor daai letter goed. Asseblief. Okay, voordat ek dit doen, wil ek net eers hierso ietsie net vir jou laasens noem. Okay. Onthou jou middelpunt, die gemiddeld van die X en die gemiddeld van die Y lê altyd op daai rooi lyn. So die enigste tipe van vlak 4 som wat hulle hier kan vra is, hulle gee dalk nie vir jou die volledige waardes nie. Hulle gee dalk hierso 'n oop dingetjie, maar verder het jy al die waardes. Verder het jy daai waarde, jy het al die waardes. En dan sê hulle vir jou, hulle gee dalk die vergelyking ook vir jou. So hulle gee dit dalk vir jou. En hulle vra dan vir jou, gaan soek daai waardetjie daar. Dan moet jy net weet, maar wag 'n bietjie. Die gemiddeld van die eie en die gemiddeld van die X'e, daai punt moet op daai lyn lê. So jy kan dan die gemiddeld van die X gaan bereken. En as jy die gemiddeld van die X het, dan weet jy dis net al hierdie punte bymekaar geplus gedeel deur hoeveel hulle is. So dan kan jy daai onbekende uitwerk. Maar is dit moontlik in die geval omdat dit 'n gelyke hoeveelheid getalle is? Hoe bedoel jy gelyke hoeveelheid getalle? Omdat daar 6 getalle is. As mens nou die X gaan uitwerk, gaan jy nie die getal tussen 16 en dan die antwoord wat ons so kry nie. Nee, dis nie te sê hy is tussen 16 en 22 nie. Dis maar net 'n getal. Okay. So kom ek gee voor ja. So ek sê dit is die enigste vlak 4 som wat hulle kan vra. Kom ek verduidelik net hierso vir jou sommer hierso is enetjie.
Dat ek net gou vandag by hom kan uitkom, asseblief. dan gaan jy nou sien wat ek bedoel. Ek koop nou hy werk nou saam. Ja, kom ek net gou vandag by hom uitkom. Okay, kom ek wys vir jou soos hierdie ene. Soos hierso. Hulle sê hierso, hier is die temperatuur in graad Celsius teen 12 uur in die middag vir 10 dae en die aantal eenhede elektrisiteit wat gebruik word om 'n huis te verhit op elke dag of op hierdie dae word in 'n tabel gewys. So ons het al die, sê maar dis die y, ons het al die y-waardes, ons het nie al die x-waardes nie. Maar hierso sê hulle vir ons wat die kleinste kwadraatregressielyn is. Dan sê hulle vir jou bereken vir z. So jy weet as jy in hierdie vergelykingkie kan jy vir x gaan uitwerk. Want jy weet uiteindelik die gemiddeld, maar ek wys dit net sommer hier. Die gemiddeld van jou eie, hoe jy mos die gemiddeld van jou eie kan kry, is jy plus met al die eie bymekaar gedeel deur hoeveel daar is. Oom, kan ek gevra, hoe weet ons wat se een is y en wat se een is x? Is dit dat y bo is en x is onder, of kan dit enige manier om wees? Gewoonlik, onthou, en dis soos in fisika ook, jou onafhanklike is jou x. Jou afhanklike is jou y. Is jy y? So gewoonlik die ding wat ons wat jy verander, wat onafhanklik is van iets, is jou x. So in die geval is jou temperatuur. Temperatuur, ja. Ja, Okay. want die eenheid hoeveel wat jy doen as gevolg van die temperatuur is mos dan die hoeveelheid elektrisiteit wat jy gebruik. Okay. En so dan kan jy net al daai bymekaar plus. Jy plus dit al daai onderstes bymekaar, dis jou eie. So 32 plus 20 plus 27 ensovoorts. En jy deel dit dan met hoeveel daar is. Dis mos 10 dae. Ja. So jy gemiddeld is 30,9. 30,9 kan jou gemiddeld wees vir al jou eie. So vir al jou eie is die gemiddeld dit. Maar dan weet jy kan dit hier gaan instel in daai vergelyking, want jou gemiddeld van jou y en jou gemiddeld van jou x lê op daai regressielyn. Ja. So jy kan 'n 30.9 minus 39.78 en dit alles gedeel deur -1.7766. So dan het jy jou gemiddeld van jou x wat baie naby aan 5 is. So ek gaan sommer net sê 5. So dit beteken die gemiddelde x-waarde moet 5 wees. So dit beteken die waarde plus daai plus daai plus daai plus daai plus daai gedeel deur 10 moet vir my 5 gee. Maak dit sin? Ja, oom, maar kan jy nie ook z kry deur 28 in die y se plek in te vervang en dan die formule of Nee, onthou dan skat jy. Dan is jy besig om Dan is jy besig om te skat, want dan is dit dan sê jy vermoed as jy 28 eenhede gebruik wat die temperatuur moet wees, maar hierdie is 'n fisiese datapunt. So ons moet daai fisiese datapunt gaan uitwerk. Maak dit sin? Ja, dit maak sin. So dan dit alles gedeel deur 10, so dit beteken al hierdie getalle saam moet dan net 50 wees. So 7 plus 8 plus 9 plus 2 plus 4 ensovoorts. Hoeveel gee dit vir my? En dan sê maar dit gee vir jou 48, dan weet jy oor daar kort 2, so z is dan 2. Okay. Maar dit is omtrent die vlak 4 tipe van som wat hulle hier kan vra. Okay. Dit is nie eintlik te rof nie. Ja. Oom, kan ek dalk vra of oom asseblief vir my soos as dit moontlik is dat oom daai oefening net soos vir my kan stuur asseblief. Okay. Want ek het klaar in my boek al het soos 10 blaaie se werk gegee vir dit. Dit is glad nie baie gewees nie. En ek het klaar alles gedoen en
ek het nie veel van daai gesien nie, so ek sal graag net so een nog wil oefen. Okay. Nee, so ek het nog 'n hele paar hier, so jy kan my net sê, maar ek stuur gou hier 'n netjie vir jou. Baie dankie oom. Okay, so moet ons nou na daai terugkyk met die wat die lettervoorstelling is. Asseblief, wat mense die driehoekie in die kwadrant moet teken en dan moet jy oom weet Dan hom van sê hulle wat vir ons ek jou, praat. Dis ja, dan eintlik sê die hulle vir jou, eerste vraag by kyk, terug. daai eerste vraag kan gewoonlik daai eerste vraag kan dit wees wat hulle vir jou sê, byvoorbeeld sin A is 4 op 5 en cos A is negatief en dan vra hulle vir jou so vind sin 2A of suits. Jy praat nie van dit nie. Oom, ek gaan gou vinnig vir oom 'n voorbeeld. Ek het 'n voorbeeld hier by my. Ek haal hom Okay? net gou vinnig uit. Want die twee verskillende is dis die een opsie wat hulle gewoonlik vra en die ander keer is daai hulle sê vir jou sê maar sin 16 grade is T. Dan sê hulle vir jou Ja, dis hy. okay. So dis meer hierdie. Okay. Ek het Ja, ek so het dit is daai presies daai som gehad o, is nou dit? in die eksamen. Ja, O, okay. Ek het sommer net sin nou 16 net is iets T. opgemaak. Okay, so met hierdie werk is my voorstel om altyd dit te vat na 'n skerp hoek toe. So kom ons vat byvoorbeeld hierdie. Sin 14 sê hulle vir jou is K. So gelukkig is 14 'n skerp hoek. As dit nie 'n skerp hoek was nie, maak hom 'n skerp hoek deur 'n reduksie. Maar as ons nou na so 'n vraag kyk, dan kan jy altyd 'n skerp hoek teken in jou eerste kwadrant. So 14 en dan 90 en dan die gaan vir jou gee 76. So nou kan hulle klomp vrae vra. Kom ons sê hulle vra nou vir ons kos 44. Wat ook al hulle vra, moet jy nou gaan probeer daai hoekie gaan probeer kyk, is dit nie iets te doen met hierdie nie? 'n Veelvoud of hulle twee van mekaar afgetrek of hulle twee met mekaar geplus of die een gedeel deur 2 of maal met 2 of iets soos dit. Of natuurlik kan jy ook aan jou spesiale hoeke dink. Spesiale hoeke, ja. Jy nooit van jou spesiale hoeke vergeet nie. So hierdie is dieselfde as 30 plus 14. En nou dit kos van 'n spesiale hoek. So dit is 'n saamgestelde hoek van kos. So is kos 30 kos 14 minus sin 30 sin Dis 14. mos net die dubbelhoek formule, nee oom. Die saamgestelde hoek formule. Saamgestelde hoek, okay. Dis reg, ja. Nou kos 30 is wortel 3 op 2 en kos 14 is, onthou, ek het nou nog nie geskryf nie, sin is teenoorstaand oorskyns. So hierdie is dan 1 minus k kwadraat. So dis die belangrikste. Ja. So dan het ons hierso kos 14 soos aangrensend oorskyns soos wortel 1 minus k kwadraat. Minus sin 30 wat 'n half is en sin 14 het ons mos nou uitgewerk as k. Of hulle het vir ons gesê in die begin. So hier dan wortel 3 wortel 1 minus k kwadraat op 2 minus k op 2. So jy kan dit so los of jy kan dit mooi gaan skryf. Jy kan dit gaan doen. Daai 3 kan inmaal onder, dan kan jy ons sê 3 minus 3k kwadraat minus k. En daar het ons dan die waarde vir kos 44. Okay. Dink Okay. ons kan dalk nog 'n laaste een van so Ja, een doen. hier is nog vrek baie wat ek hier by my het, so ons kan klomp doen. So jy kan vir my ook sê as jy daar miskien spesifiek is wat jy Kan ons een jy doen dalk wat net- ons met reduksie? Okay, ons kan nou so 'n netjie doen. Oom, by watse vraag is dit wat jy moet kyk by watse dit is by hierdie vraag, maar wat jy die driehoekie so in een van die 4 kwadrante moet teken in plaas van net om die Dis regte hoek so te teken. dis by hierdie tipe vraag. Is dit by daai? Okay. Ja, Dink ons kan dalk na een van hierdie so een doen ook. okay. Maar hierdie T-goeders, soos ek sê, maak altyd seker dit is in 'n skerp hoek. Dis maar die maklikste. Okay. So al vra hulle dit 'n verskriklike moeilike een. Kom ons doen een hierso. Wel, al sê ek sê al is dit 'n baie moeilike ene.
kom ons sê, kom ons gaan kyk hierso na enetjie wat so uitwerk. Ja, hulle sê hierso by die enetjie. Kos 158 grade is K. Nou vra hulle vir ons, wat is kos 10, kos 11? So, my voorstel sal wees, gaan maak hom eers 'n skerphoek. Hier is mos dieselfde as kos 180 minus 22. Ja. Wat eintlik negatief kos 22 is. So kos 22 grade is negatief K. En nou het ek my driehoekie. En ek wil graag 'n skerphoek hê. So nou het ek 22 grade. En hierdie is 68 grade. En kos is aangrensend oorskyns. En dan met Pythagoras werk jy uit, die is 1 minus K kwadraat. So kos 11 kan ek as volgende uitwerk. Ek weet kos 22 is 2 kos kwadraat 11 min 1. Dis mos die dubbelhoek van kos. Ekskuus, sal oom gou vinnig weer sê asseblief? Van wat se gekant af? Net waar oom nou die dubbelhoek van gekry het van kos 2. Wat is 2? Okay, ek het hom. Toe maar. Sorry. Weet jy? Ja. Maar kos 22 weet ons is negatief K. Dan 2 kos kwadraat 11 minus 1. So vat die 1 om. 1 minus K is 2 kos kwadraat 11. So kos kwadraat 11 is 1 minus K op 2. So kos 11 alleen is wortel 1 minus K op 2. Plus en min eintlik, maar wat weet jy is kos 11? Kos 11 is mos positief. So dit gaan die positiewe ene wees. Okay. So sien jy al vra hulle iets wat groter as 90 grade is, jy maak hom 'n skerphoek deur reduksieformules toe te pas en dan ek weet dit lyk dalk weer dat daai netjie negatief is, maar onthou kos 158 is reeds negatief. So K fisies, K se waarde moet ook eintlik negatief wees. Ja. So dan negatief, dan is dit mos eintlik positief. Ja. So dis hoe hulle hom kan vra. Okay. Ek weet nie of jy nog dalk 'n vlak 4 som wil doen met hierdie werk nie. Asseblief oom. Okay, so kom ons kyk nou nog. So daai is 'n tipe, ek sal nie sê heeltemal vlak 4 nie, dalk vir graad 11 was dit dalk 'n vlak 4 som. Ek dink hulle sal verwag jy moet dit kan doen, maar kom ons kyk na ander tipe vlak 4 somme. So, ek het hier so 2 wat ek graag sal wil doen. So kos 10 is K. Dan vra hulle vir ons, wat is 1 op tan 5 minus tan 5 in terme van K? So, gaan teken 'n reghoekige driehoek. Hierso is 10. Daar's 80. Kos aangrensend oorskyns 1 minus K kwadraat. Maar hulle vra vir tan. Nou, wat weet jy is tan? Oorstaande op aangrensend. Dis reg, maar van 5, né? So, dis nou 'n probleem. O ja, ek sien. Maar jy weet tan is dieselfde as sin op kos. Ja. So eintlik, as ek dit sin 5 kan gaan kry, nou vir sin 5 te kry, ek weet die volgende. Sin 10, of kom ons Hoekom wil hom sin 5 kry? Jammer.
Want dan kan ek mos nou sê tan 5 is dieselfde as sin 5 Maar op ons moet cos kos 5. 5 ook dan. Al het ons kos 10. Okay. Ja, so ons moet Ja, al twee in elk geval kry. okay. Maar ek weet die volgende. Ek weet dat cos 10 is dieselfde as 1 minus 2 sin kwadraat 5. Dis mos die dubbelhoek van cos. Ja, Cos 10 het ek, dis k 1 minus 2 sin kwadraat 5. So vat hom oor 2 sin kwadraat 5 is dan 1 minus k. So sin kwadraat 5 is 1 minus k op 2. So sin 5 is die wortel, ook weer positief. Nie positief negatief nie, want sin 5 is positief. So ek gaan net die negatief wegvat. So daar het ons vir sin 5. En ons kan dieselfde doen met cos, net soos ons in die vorige som gedoen het. Cos 10 is ook dieselfde as 2 cos kwadraat 5 minus 1. So k is 2 cos kwadraat 5 minus 1. Vat die 1 om, so k plus 1 is 2 cos kwadraat 5. So k plus 1 gedeel deur 2 is cos kwadraat 5. So daarom cos 5 is dan net wortel k plus 1 op 2. En daarom uiteindelik is tan 5 is dan sin 5 soos 1 minus k op 2 gedeel deur cos 5 wat 1 plus k op 2 is. En dan kan jy kan dit dan net verder vereenvoudig en as jy dit het dan kan jy uiteindelik daai gaan kry. So kom ons kyk gou wat ons dan kry. ja, hoe sal die vereenvoudig oom? Hierdie gaan Sal net mens die minus moet uithaal by die boonste een en dan so hierdie gaan ons maar net wees want omdat al twee onder 'n wortel is, kan ons ons als onder 'n wortel sit omdat al twee ja. onder 'n wortel is. Okay. Dus dit op dit basies gedeel deur dit op dit. So dis eintlik maal die resiprook. So dit gaan eintlik net wees 1 minus k op 1 plus k. Dis dan 5. Okay. So die oorspronklike vraag wat hulle gevra het, maak dit sin wat ek hier gekry het? Ja, oom. Is dan eintlik net die omgekeerde van 1 op tan 5, so dit is 1 op. Ag jy kan seker hierdie ook net gaan skryf as 1 minus k op wortel 1 plus k as jy wil. So die omgekeerde daarvan is dan wortel 1 plus k op wortel 1 min k. So is net eintlik hierdie twee omgeruil. Minus wortel 1 min k op wortel 1 plus k. En dan kan jy nou dit selfs verder vat. Jy kan hierso net altyd maal onder die KGV. Dan bo daai enetjie daarbo kort daai enetjie, so dit gaan net 1 plus k wees en die enetjie daar kort enetjie soos net 1 min k. So die ene gaan uitkanselleer, so ons gaan 2k op 1 min k maal 1 plus k hê. En dit is dan wat hierdie uitdrukking is. Vat nog wel lank, né? Baie. Is dit Maar goed. soos 'n 5-punt som? Ja, dit sal maklik 'n 5-punt som wees. Maar ek hoop dit maak darm sin. Ja, dit maak sin. Dankie oom. Want dit is soos ek sê, hoe moeilik dit een van die moeilikes. Ons kan nou nog eenetjie kyk. Ons kyk nou die volgende, maar jy is reg nou met hierdie nou. Ja. Ons kyk nou die volgende. Hulle sê cos 13 plus sin 13 is m. En nou is daar 'n klomp vrae wat hulle kan vra. Ek het nou nie almal hier by my nie. Ag ek het almal hier by my, maar dit is omtrent 6 vrae wat hulle kan vra. Ek gaan net eenetjie hierso kies. Hulle vra nou onder andere cos 13 minus sin 13. So
Dis net daai negatief wat verskil. So met sulke werk, is my voorstel, een ding wat mens altyd kan doen is jy kan altyd die kwadraat storie probeer, aan al twee kante kwadreer, en dit is 'n moontlikheid. Maar ons moet in elk geval, voordat ons dalk hierdie doen, kom ons doen hom later. Ek gaan hom net bo sit. Kom ons kyk eers of ons dalk 'n ander enetjie kan doen. Kom ons sê hulle het gevra vir hulle het gevra vir sin 26. Nou, die probleem hierso is dis twee goeie met mekaar geplus. En so dis nie een ding nie. Ja, ek kan as ek wil, hier gaan maal dalk met 'n half. Dan kan ek saamgestelde hoeke toepas deur te sê hierdie is eintlik cos 60 en hierdie gaan dan weer sin 30 of so iets. Of ek kan met wortel 2 op 2, dan weet ek is cos 45 en sin 45 ensovoorts. Dan kan ek dit gaan forceer om 'n saamgestelde hoek te wees. Ek kan dit doen. Maar wat ek ook kan doen is, soos ek sê, dis ook 'n tegniek wat ons kan toepas. En dit is om dalk albei kante te kwadreer. Want die linkerkant gaan ek hê cos kwadraat 13 plus die twee mekaar gemaal maal 2, so dis 2 keer sin 13 cos 13 plus sin kwadraat 13. En dit is m kwadraat. Maar wat weet jy is cos kwadraat plus sin kwadraat? Dit 1. Dis 1. En wat weet jy is hierdie stuk hier? Is dit nie een van ons Dis 'n dubbelhoek, né? ja, dis 'n dubbelhoek. Van sin. So hier staan sin 26 plus 1 is m kwadraat. So wat is sin 26 dan? M kwadraat min 1. Jy sien? Ja. En nou het ons daarom een ding. So ons kan miskien as ons wil, gou vanaf nou 'n sketsie gaan teken. En sê hierso is 26. Hierso is 4 en 60. En sin is teenoorstaand oorskyns. So hierdie is dan 1 minus m kwadraat min 1 kwadraat. So as hulle nou vra wat is cos 26, dan sê dit is aangrensend oorskyns, soos wortel 1 minus m kwadraat minus 1 kwadraat. Jy sien. Ja. So nou as ons nou gaan na hierdie vraag toe, wat is cos 13 minus sin 13? Dan kan ons sê, wag 'n bietjie. Hulle vra vir cos 13 minus sin 13. Ek weet nie wat dit is nie, kom ek noem dit sommer x. As ek nou hierdie twee kante weer gaan kwadreer, gaan ek x kwadraat hê, en hier gaan ek hê cos kwadraat 13 minus 2 sin 13 cos 13 plus sin kwadraat 13. Weer weet ek hierdie stukkie en die stukkie is 1. So ek het negatief, hierdie gedeelte hier is weer die dubbelhoek van sin, so ek het negatief sin 26 plus 1 is x kwadraat. En wat was 26 sin 26? Dit was daardie waarde wat ons nou gekry het. Dit gaan wees 1 minus m kwadraat plus 1 is die x kwadraat. So 2 minus m kwadraat is x kwadraat. So wat is x? Die wortel van 2 minus m kwadraat. En het ek nie in die begin gesê x is, ek het ons nou gesê, kom ons laat x daai wees. Ja. So daarom
Dis reg. So daarom weet ek cos 13 minus sin 13 is dan net wortel 2 minus m kwadraat. Ja. Maar soos ek sê, dit is hoe moeilik hulle dit vir julle kan gee. Okay. Ek hoop dit maak sin. Ja, dit doen, dankie. Okay. Wil jy nog van hierdie werk gedoen het of jy het nou iets gesê jy wil iets anders ook doen? Dan kom ons kan een van daai ander opsies wat oom daarbo geskryf O ja. een van hulle Ja. doen. Okay, ook moeilik is of jy kan vir my sê. Kan ons een maak 'n normale een en dan een moeilike een doen. Okay. Kom ons kyk hierso. Dan het gou by uitkom. Ja, ek weet moeilik is hierso. Dit lyk nie of ek hier vreeslike moeilikes het nie. As dit dan net normaal is dit ook okay. Okay. So kom ons kyk hierso na een soos hierdie. Hulle sê 2 tan 2 feta is negatief wortel 5. En dan sê hulle vir ons 2 feta is tussen 0 en 180. Dan vra hulle 'n klomp vrae. Een van die vrae, soos ek sê, ja, hier is 'n paar vrae wat hulle vra, maar kom ons doen net eenetjie. Een van die vrae is wat is kos feta dan? So klaar pla daar iets my en wat my pla is die 2 feta, hulle gee hom as 2 feta. Gelukkig gee hulle hierdie ook as 2 feta. Maar die hoek wat ek eintlik moet kry is ek moet kos van 'n enkel hoek kry. So, ons eerste stappe met hierdie werk is om eers hierdie alleen te kry. Die funksie met die hoek alleen te kry. Soos negatief wortel 5 op 2. So dan vra net vir jouself en wat se kwadrant is jy? Tan is negatief daar en daar. Maar ons kan nie in al twee kwadrante gelyk wees nie. So wat ons dan doen is ons gaan kyk dan na die res. Hulle sê daai hoekie 2 feta is tussen 0 en 180. So tussen 0 en 180. So ek weet ek werk dan in daai driehoek. Ag in daai kwadrant. So nou kan ek net 'n bietjie mooier sketsie gaan teken. En hierso is daai mooier sketsie. So hierdie hele hoek hier is daai 2 feta. En dan tan is teenoorstaand wat die positiewe wortel 5 gaan wees op aangrensend wat 2 is. En dan met Pythagoras werk jy net uit. Dit gaan 3 wees. So as hulle nou gevra het vir cos 2 feta, dan was dit maklik. Maar hulle vra nou juist nie cos 2 feta nie. En hulle vra vir cos feta. So ek kan die volgende sê. Ek kan sê wag 'n bietjie, ek weet cos 2 feta is 2 cos feta kwadraat min 1. Wat kan jy aflees van die diagram af wat cos 2 feta is? Net is dit nie net die hoek? Ja, so wat sal cos 2 feta wees uit hierdie diagram uit? Oor staan op Aangrensend op skyns. Skyns, sorry. So dis aangrensend op skyns. Soos net 2 op 3. Maar verander die kwadraat enige iets aan dit daar by die kos of Ja, so ons weet mos nog nie wat die enkel enetjie is nie. Dis mos wat ek nou besig is om uit te vind. Ja. Maar die 2 en die cos 2 feta, dit weet ek. Verstaan jy, maak dit sin of nie? Ja. Is jy reg? Ja. Okay. So ons het 2 op 3. Ek kan eintlik daai 1 oorvat dat ek 5 op 3 is 2 cos kwadraat feta. Deel met 2 regdeur. So is 5 op 6 cos kwadraat feta.
So cos theta alleen is dan wortel 5 op 6. Positief, negatief. Maar, kom ons dink gou logies daaraan. As ek vir jou sê 2 theta moet tussen 0 en 180 wees. Wat dink jy gaan net theta wees? Tussen wat? Uh is 0 en 90 of 0 en ah, 90, want jy deel ons net met 2. ja. So cos theta is positief in die kwadrant, so dis omdat ek nie na die negatiewe kyk nie, ek kyk net na die positiewe. Ek hoop dit Maar maak sin. dis nie nodig om dit dan. Okay, so dit stop net daar. Okay. Ja, want hulle het gevra wat is cos theta en daar het ons hom gekry. Okay. Ja, dit maak sin. Dankie. Jy sien. En hierdie kon jy uitgewerk het as jy regtig wou, maar hulle gaan nou nie vir jou punte gee nie. Maar as jy dit wou gaan uitwerk het met 'n sakrekenaar, dan sou ons dit mos gedoen het. Ons het gesê het as tan 2 theta gelyk is aan negatief wortel 5 op 2, dan is die verwysingshoek inverse van tan wortel 5 op 2. So ons verwysingshoek is 48,1896851 en ek weet ek's in die tweede kwadrant, so daarom is 2 theta is 180 minus daai hoekie. So theta alleen is dan 180 minus daardie antwoord en dit alles gedeel deur 2. Gedeel deur 2. So theta alleen is 65,905 15745. Maar hierdie is bietjie makliker as die ander vrae wat ons gedoen het omdat mense nie daai hele vergelyking te kry nie, werk met soos hoeke en grades. Wat se ander bedoel jy? Wat ons aan die begin gedoen het toe ons met die O, ja. test begin het. Ja, wat jy onbekendes het en goeders. Ja. Ja. Ja, hierdie is eintlik 'n bietjie makliker. So maar wat ek nou doen, kan jy net op jou sakrekenaar check. Hulle gaan nie wil hê jy moet dit doen nie want hulle wil hê jy moet dit sonder sakrekenaar doen. Maar kom ons kyk hierso, as ek nou die getal stoor en ek sê dan wat is kos van daai getal? Dan kry ek dit. En kom ons kyk of dit so waar is. Is dit wortel 5 op 6? Waar het ek nou? Ek nou hierso het reg gedoen. Net kyk. Is daai hoek reg? Kyk of jy ook kry. Inverse tan van wortel 5 op 2 is 48. So 180 minus 48 is 131. So theta moet dan 65 wees. So hulle het ons gevra vir kos. Kos van hierdie antwoord is 0,4. Is veronderstel wat ek fout maak, kom ek net gou. Wat het oom gesê is inverse van tan 5 op 2 by oom? Iets in 40. Ja, 48,18. Daai net wat ek hier neergeskryf het. Okay. Het jy hom ook so? Ja. Hier is my fout. Ek het Wag nee. Ja, ek dink dit seker maak. So cos 2 theta is 2 cos kwadraat minus 1 en cos is aangrensend oorskyn, so dit is 2 op 3. En dan plus ek met 'n 1, so dit is 5 op 3. En dan deel ek met 2, so dit is 5 op 6. So dit is wortel 5 op 6. Ek kan nie nou dadelik sien waar ek 'n fout gemaak het nie. Kan dit nie sien nie. Ja, ek sien nog glad nie. Want hy is veronderstel om eintlik nou mooi uit te werk dat daai getalle dieselfde is. Ja. Maar maak dit daarom sin wat ek hier gedoen het. Ja, dit maak As sin. ek mooi gaan kyk waar, want dit pla my nou as hier goed nie so perfek uitwerk nie. Ja. Waar dit verkeerd gegaan het. Ja. Want dit is mos 3 daai. Dit is 5 kwadraat. Ja. Dis basies 5 kwadraat plus 2 kwadraat. So dit is 3. Ja. Kos nog net skryf.
Ja, as ons gaan kyk, maar hy is veronderstel om nou mooi uit te werk. Okay. Moet Okay. ons nog een van hierdie doen. Ek dink as ons dalk nog 'n laaste enetjie kan doen asseblief. Okay, kom ons kyk hierso na hierdie. Hy sê hierso tan kwadraat theta is 7 en theta lê tussen -90 en -180. Nou wil hulle weet wat sal sin 2 theta wees? Voeg mens net 360 by daai 90 en 180. Kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk wat dit beteken. Hierdie -90 beteken jy was hier en toe gaan jy net negatief 90 so. Wow. Hierdie -180 beteken jy was hier, dis mos waar jy altyd begin en jy gaan net hierso so. So Okay, so tussen dis daai dieselfde twee, effek basies as net byvoeg. yes. Okay. Jy gaan net verkeerde rigting. Ja. So hierso so is ek. Nou die probleem van tan kwadraat is tan kwadraat sal altyd positief wees. Jy verstaan? Omdat jy mos kwadreer. So ek kan nie net met hom gewerk het nie. Maar nou as gevolg van daai weet ek sien die kwadrant. So nou weet ek ten minste, Okay. jy sien. So dit was net Ja. nodig vir een. Dit was net nodig vir een dingetjie. So nou kan ek 'n bietjie mooier sketsie gaan teken. En dit is dan hierdie hele hoekie. Hierdie hoekie is theta. So dit werk nou teenoorgestelde rigting. Jy sien. Ja. So as tan kwadraat theta 7 is, dan is tan theta plus min wortel 7. So in die geval, onthou theta is nou eintlik negatief, maar hier wys ek hom as positief. So tan gaan wees teenoorstaand op aangrensend. Dan net 1. Ja. En dan met Pythagoras werk jy net uit wat dit is. En dit is dan 2 wortel 2, want dit is wortel 8. So En dan sit net -1 op 2 wortel 2 vir. ja, maar nou vra sin Maar dis 2 2 theta. Wow, okay. So ons weet dit is 2 sin theta cos theta. So is 2 en dan sin theta is teenoorstaand oor skyns. En cos theta is aangrensend oor skyns. En dan kan jy dit net fisies gaan uitwerk. Ek kyk gou. Wortel 7/4. Is dit? Dis hy. Okay. En daar het ons dit dan. Daai is dan die maklike. Ja, ek dink die enigste moeilike ding hierso was om te besef dat daai gedeelte net altyd positief sal wees, so jy moet net net 'n negatief ingaan. Ja. Reg met dit. Ja, dankie oom. OK. Het jy 'n ander vraag ook dalk Nee. Renan? Nee, ek het nie. Dankie oom. Hierdie is die nie regtig die moeilike deel. Maar ek hoop jy het daar sin gemaak wat ons behandel het. Ja, dit het baie, dankie. OK. Reg. Dankie. As jy niks vra sien dan sterkte vir môre se toets. Laat weet as jy Baie dankie. vrae dalk. En dan help ek graag. Baie dankie oom, ek waardeer dit baie. Is reg so Renat, lekker ou dag vir jou verder. Dankie oom, dankie vir die klas. Lekker dag verder vir hom. Totsiens. Baie oom.